Môre vriende, dis lekker om vir julle te sien vandag. En ons glo dat die Here met ons elkeen hier 'n ontmoeting het. Ons gaan begin saam sing. Ons gaan lied 184 lof sing die Here die ewige aan een sing met lied 188 kom dank nou almal God. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Loof sing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. O sterfling weet, hy wat almagtig het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons hoop bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. God met kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat ondersteun, tot in die verste lande. Van vrug van kunstbeen af, het hy ons trouw bewaard. En tot vandag toe nog geseën en gespaar. Lof sing ons vir God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Drie ene God ons roem, die krag en majesteit. O Heer, ons wil U roem, ons God in ewigheid. Dankie vir almal wat daar kop gehou het. Ons gaan nou sing by lied 524, al 3 verse. God roep ons om met woord en daad aktief vir hom te werk. God roep ons om met woord en daad vir hom te lief en werk. Hy roep ons deur sy woord en
Goed, ons gaan nou voor die aankondigingen gedoen word, gaan ons lied 159 se eerste vers sing, God is hier teenwoordig, en dan net die refrein van Vlam 135, meer soos U. Ja, as jy nog nie die Bybelskool, nie die eerste sessie bygewoon het verlede week nie, maak het nie saak nie, val net in. Ons loop die pad saam met Paulus. En baie welkom aan almal. Ek sê spesiale welkom aan my dogter, Linkie, wat van die Kaap af hier by my kuier. Het is lekker om jou vandag te sien, in die kerk te hê. Vriende, ons gaan nou saam sing, staande, lied 278 en 279 aan 1, hoor ons bid o Heer, en dan hoor ons sug o Heer. Ons sing dit sonder die amen, wat aan die einde van 278 kom. Ons ignoreer hom, ons gaan net deur, en dan bly ons staan tot na die loflied.
U is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? U goedheid en u liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons loof nou die Here met lied 207, eerste en die 5de vers, eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die ewig ons lof en ons lied. Eer aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, niks wat u aandag u mag ontgaan. Groot is u werke, herskeppend u liefde, eerlik o Heer, is u heilige naam. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees. Sonder vreeslik baie woorde wil ek vir julle almal nooi om saam met my ons skuld voor die Here te kom bely met lied 232 se eerste vers, diep o God, diep neergeboe. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u ore, in volslae onvermoë. O word nooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit. O volmaakte heiligheid, werk u met die Gees verzoening, deur die heilandse voldoening. As ons ons sondes bely, God is getrou, God is regverdig, hy vergewe ons ongeregtighede deur die bloed van die lam. Kom ons aanvaar dit so met dankbaarheid en ons gaan leef met dankbaarheid. Om ons vry te maak van sonde, het u seun gesterf. Dit is die volgende lied wat ons gaan sing, die tweede vers van lied 232.
Kom ons bly in Jesus, soos wat hy in die Vader bly, en hulle ook in ons. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar dat ons vanoggend kon begin met die belydenis dat U ons lig en ons redder is, en dat ons niks hoef te vrees nie. Ons is dankbaar dat ons kon bely dat U goedheid en U liefde elke dag by ons is en by ons sal bly, en dat ons tuis kan wees by U in U huis. Dankie Here dat U met ons 'n pad gekom het sodat ons by hierdie punt kon kom waar ons hierdie belydenis voor U het. En ons wil vandag vir U sê Here dat een dag in U voorhoewe, soos Psalm 84 sê, vir ons beter is as 1000 daar buite. En selfs al is daar duisende plekke daar buite wat vir ons goed is, as puntjie by paaltjie kom, kan niks daarmee vergelyk word om in U voorhoewe te wees nie, in U teenwoordigheid. Baie dankie Here dat dit nie saak maak op watter plekke ons kom nie. U is altyd daar. Gee dat ons net bewus sal wees daarvan en dat ons aandag op U gevestig sal wees. Ons dankie Here dat U vir ons die lewe gee, dat U vir ons gesondheid gee. En ons weet Here, daar is baie onder ons wie se gesondheid op baie maniere gekompromiteer is. Maar dankie dat dit almal van hulle se getuienis is, dat die Here nog nooit sy liefde vir my teruggehou het nie. En dat ek my las kan dra, omdat die Here my las vir my ligter maak. Ons dankie Here vir die gemeente waarvan ons deel kan wees, vir die groot kerk oor die wêreld waarvan ons deel kan wees. 'n Kerk wat 21 eeue aankom. 'n Kerk wat getuig van die lewe in Christus, lewe wat van die Vader afkom, 'n lewe wat in ons gewerk word deur die Gees. En waar die boodskap vandag oor die hele wêreld gaan, reg rondom die aardbol, bid ons dat daar vrug sal wees op hierdie woord van U wat uitgaan. Dankie Here dat daar in ons gemeente 'n gees is van soekendheid, om te soek na U wil, sodat ons U wil kan doen. Dankie vir 'n oor die algemeen goeie gees onder ons, en dat ons daar is vir mekaar, omdat U in die eerste plek daar is vir ons. Ons bid Here vir elkeen onder ons wat siek is, wat rou, wat herstel na 'n operasie. En ons dankie dat hierdie pad loop saam met hulle. Ons dankie ook vir die vreugde om binnekort bazaar te hou, lekker saam te kuier, as U kinders, die pret wat ons het, alles tot U diens te bring. Ons bid Here vir ons land, ons bid vir die verkiesing wat kom, ons bid dat mense hulle verantwoordelikheid sal nakom, nie net om te registreer nie, maar dat hulle verantwoordelikheid ook sal nakom om by U stil te word en by U leiding te kry, en dat niemand van ons maar net ons eie wil sal volg, maar dat ons sal doen wat goed is vir die koninkryk, goed is vir die kinders. Ons bid dat U vir ons as 'n nasie sal vernuwe. Ag Here, U weet ons het dit nodig. Ons sug voor U. Dinge is nie soos dit moet wees nie.
En partykeer raak ons neerslagtig, partykeer raak ons kwaad. Wil U wat die vernuwing bring, wil U ons land vernuwe. Here, baie dankie dat ons met 'n getuienis mag uitgaan in die wêreld en dat hierdie getuienis vir mense lewe bring. Amen. Goed, my maatjies, waar is julle vandag? Daar sê, dankie. Ja, daar in daai bank. Julle is 'n bietjie uitgedun, hè? Ek is so bly julle is hierso. En dat julle elke keer kom. Maar goed, ek wil vir julle vra, as ek nou hierdie waaier aansit, wat maak 'n waaier? Hy maak 'n koue wind. Ja, die waaier sorg dat daar wind is. Kan julle die wind sien? Nee, ons kan dit nie sien nie. Ons weet is daar, maar ons kan dit nie sien nie. Dink julle ek voel dit? Ja, ek voel dit. En as ek nou hierdie lap vat, en ek hou hom daar, sien julle nou die wind? Nee, julle sien nie die wind, julle is baie slim. Julle sien nie die wind nie, ons sien nie die wind nie, ons sien die lap wat waai, ons sien wat doen die wind. Nee? Dis wat ons kan sien, wat die wind doen. Nou, die Here vra van ons om te lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe, en dit is altyd baie goed om so te lewe, nee? Ons moet almal lief hê, en ons moet die Here in die eerste plek lief hê, ons moet onsself ook lief hê, en hy sê vir ons baie goed in die Bybel van hoe hy wil hê ons moet lewe. Maar baie keer dan sukkel ons, nee? Ons weet nie altyd wat moet ek nou doen nie. Nee, jy sien miskien 'n maatjie wat swaar trek en jy wil help, maar jy weet nie wat moet jy doen nie. Jy weet nie of die maatjie miskien gaan geaffronteerd voel nie. Wat is 'n makliker woord vir geaffronteerd? Julle moet vir die kinders agterna verduidelik, jy moet harder praat. Of hulle miskien beledig kan voel. Nee, hulle kan, en dan kry hulle skaam, en jy wil nie dit hê nie. Nee, jy wil hê hulle moet goed voel. So, dit is dan nou die situasie wat baie keer by 'n mens opkom, jy weet nie wat jy presies moet doen nie. Maar die Here sê, ons moet naby aan die Here leef. En as ons naby aan die Here leef, dan sal ons net weet hier in ons koppe en in ons harte wat ons moet doen. Kyk, die lap weet nie wat, ek weet nie of die lap hy of sy is nie, maar wat hierdie lap moet doen, dit weet die lap glad nie, die lap hang maar net, nee. Maar as die lap in die wind kom, dan doen die lap soos wat die wind vir hom laat doen. En dis wat ons moet doen, ons moet naby die Here lewe, sodat ons net kan weet, wat is die regte ding om te doen. Ek moet nou vir hierdie maatjie 'n broodjie gaan gee. Ek moet 'n bietjie by die ene gaan sit en net vra, hoe gaan dit vandag met jou? Of vir 'n ander ene gaan vra, het jy nou aangepas hier by die skool? Is dit vir jou lekker om hier by die skool te wees? Of wil jy nie 'n bietjie by my kom kuier nie? Al daai dinge sal die Here, as jy naby hom leef, sal hy vir jou net so in jou hart die gevoel gee, jy moet dit nou doen. En ons kan dit nie sien nie, maar op die ou einde dan sien mense wat ons doen, né? Die resultaat. Net soos wat die Here ook sê, ons moet soos 'n wingerdloot, moet ons in die wingerdstok ingeplant wees, en dan gaan ons mooi vrugte dra, mooi druiwe dra, né? Nou so moet dit ons ook wees. En daar waar die loot in die wingerdstok ingaan, ons weet nie wat daar gebeur nie, ons kan nie sien daar binne nie, maar ons kan die vrugte sien, en dis goed.
So, ons weet nie altyd wat ons moet doen nie, maar as ons naby die Here leef, dan sal ons lewens begin wys, die Here is by ons, en dan gaan dit vir mense baie beteken. So ek wil vra dat julle dit sal onthou, dat ons soos 'n lap in die wind moet waai. Die Heilige Gees moet vir ons help. OK. Goed, baie dankie julle. Ek gaan nou, vandag het ek daarom vir julle 'n lekkertjie gebring. Nee, Jana, ek het julle tande en julle oë nou baie lank beskerm deur nie vir julle lekkers te gee nie. Maar vandag het ek nou vir julle, en nou gaan ek sommer vir julle elkeen 2 gee. Nee, een vir jou en een vir 'n maatjie. Maar as jy al 2 wil eet, kan jy dit doen. Maar dan moet jy net vir die maatjie weer 'n ander dag ene gaan koop. Goed julle kan maar gaan sit. Baie dankie dat julle weer vorentoe gekom het. Goed vriende, die tema by vanoggend se prediking, ek gaan net nou by die skriflesing kom, is oor 'n wolk, 'n wingerd en die wind wat waai. Wolk, wingerd en wind, al 3 met hoofletters. Oor 'n wolk, 'n wingerd en die wind wat waai. Kyk, baie keer dan wonder mense of dit ding sonde is. Mense sal lank gesels met mekaar, is dit doen nou reg of is dit nie reg nie. Hulle sal vir die dominee vra, dominees verskil onder mekaar. Ons wonder baie keer of 'n ding reg is of nie. En dan partykeer sal mense sê, ja, dit is beslis verkeerd, hierdie ding. Die Bybel is heeltemal duidelik daaroor. En as hulle ander ene met dieselfde Bybel vir jou aantoon, dis nie so seker as wat jy dit nou wil maak nie. Partykeer sal mense sê, man, 'n ding is tog nou reg of is verkeerd. Dis die een of die ander, dis swart of is wit. Maar partykeer is daar 'n hele klomp kleure tussenin, wat fantasties is, wat die lewe vir ons baie beter maak. Partykeer sal ons vir jare oortuig wees van 'n ding, en dan kry ons nuwe insigte. Sê nou maar, die natuurwetenskap bring vir ons nuwe insig. Die sosiale wetenskappe, die sielkunde, die kunste, bring vir ons nuwe insigte. En ons moet weer gaan dink, en ons besluit, maar my opinie kan nie meer dieselfde wees nie met die inligting wat ek nou het nie, en dan moet ek my standpunt verander, wat gewoonlik vir ons baie moeilik is om te doen. So partykeer moet ons selfs ons standpunt verander, wat vir jou skrikwekkend kan klink. Partykeer is dit nie inligting wat jy van buite af bekom het deur die wetenskap ensovoorts nie. Partykeer gebeur daar net iets in 'n familie. Iemand in die familie kom byvoorbeeld uit die kas uit en sê, dit is wie ek is. En nou moet 'n ou recalculate. Nou kan jy nie meer net aangaan soos jy aangegaan het nie. Jy kan nie meer dink net as jy gedink het nie, want dit is nou na aan my lyf. So baie keer gebeur daar net goed, wat maak dat jy selfs jou standpunte wat jy ernstig oor gevoel het, moet aanpas. Maar die vraag bly nog steeds, hoe weet ek verseker 'n ding is reg of 'n ding is verkeerd? Nou, as kan 'n klomp goeie sê, ons moet bid oor 'n ding. Nog voor ons bid oor die ding, ons moet bid. Bid vir 'n sensitiwiteit, bid om te weet, bid vir insig. So bid is 'n baie belangrike element wanneer ons wil kom tot 'n bepaalde konklusie oor God se wil.
Ons moet na die Bybel toe gaan. In die Bybel is daar baie riglyne vir hoe ons moet lewe. En ek gebruik spesifiek die woord riglyne en nie wette of reëls nie. Want die Bybel het 'n openheid. Riglyne sê vir jou, die Here sê, daar's hierdie baken en daai baken en nog 'n baken, en tussen die bakens moet jy jou weg vind. Ons hou daarvan om alles baie mooi, presies in 'n pakkie te kry, maar ons moet met 'n oop gemoed bid en die Bybel bestudeer, oop om oortuig te word. Jy moet vra na jou motiewe. Wil ek met dit wat ek besluit het, of wat ek dink, wil ek God en my naaste dien, of gaan dit maar net oor my eie wil? Party ouens is vinnig om vir jou te sê, ja, nee wat, julle wil mos net weer vir al die mense ter wille wees. Dit gaan vir julle oor die mense en nie oor God nie. En dan kies jy nou hierdie besluit van jou. Wat anders is as wat dit al die jare was. Ag, dan wil ek vir sulke mense sê, gaan bars man, wat weet jy van my motiewe af? Ons moet almal ons motiewe voor die Here gaan uitsorteer. En as jy tot een of ander opinie gekom het, gaan toets dit by mense wat jy vertrou. Nie sodat jy nou, jy weet, veiligheid en getalle kan hê, of dat jy nou maar maak soos wat die mense sê, of wat die meerderheid sê nie, maar sodat jy 'n klankbord kan hê. Partykeer dan, as jy nou eers 'n ding gesê het, dan hoor jy jouself het ook sê, en dan dink jy weer. Net om jouself te hoor, maak baie keer dat jy alweer anders te dink. Maar ten minste gee jy vir ander mense ook geleentheid om vir jou te kan sê, jene, ons sien nie wat jy sien nie. En dan kan jy weer daaroor gaan dink, en baie keer, dan moet jou besluit maar wees kontra wat die mense gesê het, omdat jy in jou hart oortuig is van dit wat jy dink. As ons kyk na die riglyne in die Bybel, vra vir jouself, jy weet daar in Galasiërs hoofstuk 5 gee Paulus in een sin vir ons 9 riglyne. Vra vir jouself of jou standpunt die liefde dien, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Vra vir jouself of jou standpunt vreugde bring, of dit vrede bring, of jou standpunt vriendelik is, of vyandig. Vra vir jouself of jy in die proses probeer om getrou te wees, getrou aan God, getrou aan die mense wat aan God behoort en van wie jy deel is. Vra vir jouself of jy geduldig is met jou standpunt en of jy 'n bietjie vuis te swaai. Is jou standpunt 'n standpunt wat die goedhartigheid, die barmhartigheid van God oordra, die goedheid van God, of dra dit iets oor wat seer maak? Vra vir jouself af of jou standpunt spreek van selfbeheersing, dat jy jouself 'n bietjie in toom hou om te kan sê wat die Here wil hê dat jy moet sê. So daar's 'n hele klomp dinge waarvan ons kan kennis neem, wat vir ons help om tot 'n besluit te kom. Maar ek wil vandag agter dit ingaan en vra na ons gewete, ons fyn aanvoeling vir wat reg of verkeerd is in 'n bepaalde situasie. Hoe vorm my gewete tot 'n sensitiwiteit vir God, 'n fyn aanvoeling vir God se wil? Want 'n gewete word tog nie op jou afgeforceer nie. En 'n gewete val nie uit die hemel uit nie. 'n gewete word gevorm. Nou hoe gaan my gewete gevorm word? Nou kom ons by die Bybel.
Ons gaan kyk by Numeri 9, vers 15 tot 23. Dan gaan ons na Johannes 15 toe en dan gaan ons na Galasiërs 5 toe. Nou in Numeri 9 lees ons van die tabernakel, dis nou die tent van getuienis waar die ark van die Here in was, die ark, die groot kus met die 10 gebooie in, Aaron se kierie en wel later na sy dood en hulle sê daar was ook 'n bietjie manna in gewees. Maar 'n simbool van God se teenwoordigheid. Die dag toe die tabernakel, die tent met die getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword en dit het so gebly tot die môre toe. So was dit deurentyd. Die wolk het die tabernakel oordek en snags was dit soos vuur. Elke keer nadat die wolk van die tent af opgetrek het die Israeliete weggetrek. En op die plek waar die wolk afkom, daar het die Israeliete kamp opgeslaan. Op bevel van die Here het die Israeliete weggetrek en op sy bevel het hulle kamp opgeslaan. Gedurende die hele tyd dat die wolk op die tabernakel gerus het hulle in die kamp gebly. Wanneer die wolk 'n geruime tyd op die tabernakel gerus het die Israeliete die diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Soms het die wolk net 'n paar dae op die tabernakel gerus, wat die geval ook al was, op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op sy bevel het hulle weggetrek. Soms was die wolk net van die aand af tot die volgende môre toe daar, en as dit dan in die môre optrek, het die volk weggetrek. Of dit bedags of snags was, as die wolk optrek, het hulle weggetrek. As die wolk 'n paar dae of 'n maand of 'n jaar of langer op die tabernakel rus, het die Israeliete in die kamp gebly en nie weggetrek nie. Maar sodra dit optrek, het hulle weggetrek. Op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op sy bevel het hulle weggetrek. Hulle het die diens van die Here onderhou soos die Here deur middel van Moses beveel het. Dit is die woord van die Here. En die eerste punt wat ek wil maak is, leef intens bewus van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Kyk, die meeste van ons dink ek, een van die eerste dinge wat jy elke oggend doen, as jy kyk op hemel toe, na die wolke, dan vra jy vir jouself, wat sê die wolke, gaan ons nat reën, of gaan ons verskroei? Maar ons kyk na die wolke. Nie die Israeliete nie. Hulle het gekyk om te weet of hulle toer of vertoef. Of hulle ry en of hulle bly. Hulle het gekyk na die wolke om te weet, wat is God se wil vir ons nou? En dan het hulle so gemaak. God se teenwoordigheid by hulle was gesimboliseer deur hierdie wolk. As Moses teen die berg opgegaan het om met die Here te gaan konsulteer, dan het die wolk daar vir hom oordek. As die volk by die tabernakel bymekaar gekom het, het die wolk hulle oordek. As Moses ingegaan het by die tent van getuienis om met God te konsulteer, dan het hulle gesien hoe die wolk oor die tent kom. Hulle die hele tyd, 40 jaar lank, het hulle so geleef. Die wolk wat stop, wat beweeg, wat rondhang, wat aanbeweeg. Kan julle dink wat se impak moes dit op hulle gehad het? Wat sou dit aan die kinders gedoen het van die Israeliete om elke dag dit dop te hou? Die bewegings van die Here in die vorm van 'n wolk. Miskien moet ons die wolke verklaar tot 'n tipe sakrament. 'n Simbool van God se teenwoordigheid. Dat ons elke oggend as ons wakker word, net kan sê, dankie Here, is daar. Miskien is daar nie 'n wolk die dag nie. Dan moet ons rondkyk.
Dalk wil die Here hê ons moet aanskuif. Dalk wil die Here hê ons moet net nie wag tot hy weer aan ons verskyn. Maar dalk moet ons 'n bietjie soos die Israeliete maak. God se teenwoordigheid fisies vir onsself eien. Vriende, hoe ons ook al kyk, regte keuses word geneem nadat 'n mens 'n tyd lank by die Here stil geword het. Partykeer is die tydjie baie kort, maar jy leef eintlik 'n lewe waarin jy die hele tyd in die Here se teenwoordigheid is, so jy weet vandag wat jy moet doen. Ander kere is dit langer, maar dit gaan altyd gepaard met 'n ontmoeting met die Here. En die Here beloof vir ons in Jeremia 29, julle sal my soek en julle sal my vind, as julle met julle hele hart vir my raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, sê die Here. Of dit nou in die helder dag is, of in die donkerste nag, of dit in 'n aangrypende, idilliese natuurtoneel is, of 'n gruwelike ongelukstoneel. Of dit is waar 'n ma haar kindjie vertroetel, en of dit in die velheid van die lewe is, jy sal die Here kry. Hy sal vir jou wys, hier is ek. Die wolk lyk vandag nie soos wat jy gedink het dit gaan lyk nie. Maar dit is die wolk. Maar die beste beginplek is maar jou binnekamer. Om stil te word by die Here. As jy mooi kyk, sal jy altyd die Here daar sien. 12 eeue later, na Moses, na die wolk, toe stuur God vir Jesus om onder ons te kom woon. Die wolk is weg, Jesus is nou hier by ons. In hom is God by ons. Dis asof Jesus se boodskap vir ons kom sê, weet God is nader aan julle as die wolke. God is hier by julle, hier langs julle, by julle. Vriende, ons moet maar elke keer 'n bietjie eenkant gaan, 'n bietjie soos Jesus maak. Eenkant gaan hoor, hy het vir ons 'n baie goeie voorbeeld gestel, gaan hoor wat die Vader vir ons wil sê, vir die Vader gaan sê as ons swaar kry, vir die Vader gaan sê, ek kan nie meer nie, ek voel het my verlaat, vat die beker weg, ander kere, ek prys u Vader, dat u hierdie dinge verberg, vir baie, maar kindertjies kan dit sien. Vriende, ons het nodig om die liefde wat Jesus kom wys het, 'n liefde wat baie keer die wette oortref het, wat baie keer gemaak het dat hy die wette ignoreer, want die wette gaan vandag nie help om lief te hê nie, en dan het hy net lief gehad. Ons moet by hom gaan leer. Maar belangriker as om sy voorbeeld te volg, ons moet in 'n intieme verhouding met hom leef. En dit is waar hierdie teksgedeelte inkom, in Johannes 15. Julle moet in my bly, en ek in julle. 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote.
Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. So, dit is die tweede punt. Leef ingeënt in Jesus. God wat onder ons kom woon het. Die derde is die Heilige Gees. Gee dat die Gees Christus in jou laat vorm aanneem. Paulus sê vir ons in hoofstuk 5, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. As julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ons gedrag bepaal. Vriende, as Jesus God nader gebring het aan ons as die wolke, dan het die Gees God in ons gebring. Die wolk is nie meer daar buite nie, die wolk is nou hier binne, hier in ons. Hy werk hier van binne af in ons. Hy vernuwe ons. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. Hy help vir ons om anders te dink, sodat ons gedrag ook begin verander. Dat ons hopelik al hoe meer soos Jesus lyk. En dit gebeur inkrementeel. Dit is klein triekies vorentoe, die hele tyd, maar en dan nog 'n klomp terug weer, en dan weer vorentoe, maar inkrementeel. Maar stadig maar seker van die Gees vir jou na 'n plek toe waar jy meer en meer soos Jesus lyk. Waar jy 'n fyn aanvoeling kry vir wat reg en wat verkeerd is, waar jy 'n nuwe karakter vorm. Waar jy 'n morele agent word. Waar jy nie iemand is wat dit gaan aflees of gaan uithoor by iemand wat is reg en wat is verkeerd nie, maar waar jy self 'n morele agent geword het. Iemand wat onder leiding van die Gees weet wat is reg in die situasie en wat is verkeerd. Of wat ten minste bereid sal wees om te sê, ek weet nie nou nie, maar ek gaan nog 'n bietjie met die Here konsulteer. En die Gees gebruik baie maniere. Die Gees gebruik die Bybel. Die Gees laat vir jou bepaalde tekste lees, dat dit iets aan jou doen, dat daar by jou 'n verandering plaasvind. Maar as jy die Gees met 'n opregtheid, met 'n oop gemoed en bidend die Bybel gaan lees, dan gaan jy onder die Gees se leiding nuwe insigte kry. Jy gaan daai nuwe agent word. Maar baie keer is die Bybel nie byderhand nie. Baie keer is jy op 'n plek waar jy nie 'n Bybel naby jou het nie, en waar die Gees gebruik, wat die Gees in die hande kan kry, om nou met jou te kan werk. Dis baie keer 'n storieboek, of 'n ander boek. Dis baie keer 'n fliek, 'n toneel in daai fliek wat jou aangryp. Dis baie keer 'n ou brief van iemand wat jy weer lees, wat jou net weer raak op 'n ander manier. Baie keer is dit die vriendelike groet van 'n vreemdeling, wat jou net skielik laat anders te kyk na alles. Of dalk 'n goeie vraag wat iemand op 'n dag vir jou vra. Baie keer is dit 'n krisis wat opduik. Maar die Gees gebruik baie maniere om vir jou 'n ander bril op te sit. So laat die Gees toe om al die goed in jou in te meng, sodat jy iemand word wat self 'n morele agent geword het.
Die woord, en hiermee sluit ek af, die woord ruach in Hebreëus, pneuma in Grieks, vertaal ons met gees. Dit is die woorde wat ons het ook vir die Heilige Gees. Maar is dieselfde woord wat gebruik word vir die wind en baie keer vir asem ook. So laat die Gees oor jou waai. Laat die Gees jou beïnvloed en jou in 'n rigting laat gaan. En partykeer gaan jy bang voel. Is 'n nuwe pad, ek ken nie die pad nie. Maar jy loop hom, want die Gees wys jou so. En jy loop hom net tot waar die Gees vir jou wys. En daar slaan jy vir eers weer kamp op, totdat hy vir jou wys om nou weer verder te gaan. Vriende, dit is so eenvoudig soos dit. En glo my, dit is net so moeilik ook. Amen. O Here, dis met groot nederigheid dat ons die woorde aanhoor en voor U kom staan. Ons wil regtig waar maak soos U vir ons wys. Ons wil regtig hierdie fyn aanvoeling hê. Ons wil in U ingeplant wees. Hoor ons gebed, Here. Waar U ook gaan, sal ek gaan. Waar U bly staan, sal ek staan. U mense sal ook my mense wees. Waar U ook gaan, sal ek gaan. Amen. Vriende, partykeer dan voel ons of die Here net te ver is. Maar dis maar hoe ons voel, as hoe dit regtig is nie. Maar kom ons spreek daai gevoel vandag uit en ons moedig mekaar op die pad aan met lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met besuin en geskal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak
Geliefdes, die Here seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle sy vrede.